is blij, ek is blij, ek verbly my in die Heer. Hy het my 'n nuwe lewe gegee. Hy het my verlos, hy het my verlos. Ek is blij, soos 'n bruidegom en bruid. Ek is blij, Jesus is my blydskap, Jesus is my blydskap, Jesus is my blydskap. Ek is blij, ek is blij, ek is blij, ek verbly my in die Heer. Hy het my 'n nuwe lewe gegee. Hy het my verlos, hy het my verlos. Ek is blij, soos 'n bruidegom en bruid. Ek is blij. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning ouder bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons ontbreek. Die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, wat zijn de heerlijkheid. Het geslacht, onze verweg, de eeuwigheid. Hemelse heerlijkheid, ons wil Jesus, majesteit, hemelse heerlijkheid, van waar ons woon, tot by sy troon, wil ons ontbreek. Here Jesus, U skyn oor almal met die glans van die liefde skyn. U skyn op ons tot ons oop gaan, maak ons vry om te lewe voor U skyn oor my. Skyn oor my, soos lig wat skyn van hierdie wêreld, soos lig wat skyn, skyn die Here nog. Kom Jesus, kom en verdryf van die donker in ons. Kom laat die liefde die wêreld oorwin.
wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees, sy ons kom aan. Ek wil gereed wees, as Jesus ons kom aan. Ek wil gereed wees, vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees, as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees, om op te staan. Sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my, in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees, as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my, in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees, as Jesus kom. In die hemel is die Heer, en sy glas is soos bestaan. Die heilige van God, en hy heers oor die Heer. Daar is mag in sy woord, die waters dryf sy stem. Die son op die see se blauw, so die rijkdom van sy troon. En die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, die lof aan die regie. O Heerlijk, vrijheid is die engele om sy troon. Verduister sy sieraad in die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem. Soos die son op die see se blauw, so die rijkdom van sy troon. En aan U is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan die regie. Niemand is die Heer, en wat was en is en kom, is die Alpha en Omega, almachtig en verheven. Daar is macht in sy woord, soos die waters dryf sy stem. So die son op die see se blauw, so die rijkdom van sy troon. En aan U is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof
Goeiemôre almal, baie welkom vanmôre ook hier in die erediens. Dit is so lekker om so baie van julle vanmôre hier te kan sien en dit is wonderlik ook. Ons het ons graad 1 diens. Nou wonder ek, waar is die graad 1-tjies? Kan julle julle hande so net vir my opsteek? Wie van julle is hierdie jaar die eerste keer in die grootskool? Daar is enetjie, daar is nog so 'n paar. Ons het lekker persentjies vir julle. Ons gaan vir julle nou julle persentjies gee, maar ons is so bly dat julle hier is. En ons is so bly dat die ouers en die oupas en die oumas ook hier by ons is vandag. Dit is 'n wonderlike geleentheid wat ons het om as medegelowiges so saam by mekaar te kan kom en so op so 'n manier die Here te kan dien en die Here te kan loof. En dit is ook die doel van die gemeenskap van gelowiges, dat ons as gelowiges by mekaar kom, dat ons as gelowiges hoor wat die Here ook deur sy woord en deur sy gees vir elkeen van ons wil kom sê. En as julle dalk nuut is vandag hier in ons gemeente, dit is die visie van ons gemeente om die koninkryk van God in die wêreld en in die gemeenskap daar buite te gaan verkondig. En dit is die doel van ons as gelowiges, die roeping van ons as gelowiges. En ons gaan vandag so 'n bietjie saamgesels oor die verhaal van Moses en ek wil nou weer by die graad 1-tjies hoor, maar die ander kinders kan dalk ook antwoord. Wie van julle het al van Moses gehoor? Wie van julle? Daar sou is enetjie wat al van Moses gehoor het. Wie van julle het nog van Moses gehoor? Daar sou, ek kan nie sien nie, daai son skyn nou daar sou, maar ek ken julle vir Moses. So julle het al daarom, julle pappas en mammas lees daarom vir julle die Bybel voordat julle gaan slaap. O, hierso is nog wat hande opsteek. Die verhaal van Moses. Nee, ja, ken jy ook die verhaal van Moses? Ek is baie bly om dit te hoor. Ek is baie bly. Gewoonlik sê ek, my pa was ook 'n predikant geweest, maar eintlik die persoon wat die grootste impak gemaak het op my geloofslewe toe ek klein was my ma. So dit is te danke aan haar ma dat sy vir Moses ken. Maar dis wonderlik dat julle hier is. Kan julle vir my iets vertel van Moses? Wat kan julle my vertel van Moses? Waar is Ludwig? Ludwig, Moses was in 'n mandjie, ja. Moses was in 'n mandjie. En ek kan vir julle nog sê, toe dit met die volk van God baie sleg gegaan het, toe die volk van God baie swaar gekry het, toe roep God vir Moses om die volk te gaan help daar waar hulle in Egipte was. Hulle was in Egipte as slawe weggevoer en hulle het slawe arbeid daar in Egipte gedoen en dan roep God vir Moses om die volk te gaan bevry. En Moses was maar 'n gewone ou, hy was nou nie regtig 'n besonderse mens, as ek so kan sê, iemand wat uitgestaan het of iemand wat die oog noodwendig gevang het nie, maar ten spyte daarvan het die Here vir Moses geroep om die volk uit Egipte uit te lei en uiteindelik op die rand van die beloofde land te bring. En dit is wat God ook vir elkeen van ons wil hê, want God het vir elkeen van ons 'n roeping. God het vir elkeen van ons 'n doel in hierdie lewe, dat ons roeping ten volle uitleef, laat ons ten volle leef vir Jesus, want dit is waaroor die lewe gaan. En daarom is dit ook so belangrik dat ons as gelowiges by mekaar kom, want die woord van die Here sê dit is vir ons belangrik. In Hebreërs 10 vers 25 sê God vir ons daar in sy woord, dat ons nie die samekomste van die gelowiges moet misloop nie, want dit is juis hier in die teenwoordigheid van medegelowiges, waar God op 'n besonderse manier met my en jou wil kom praat. En dit is die gebed van my hart, dat jy wat vandag hier sit, jy wat vandag dalk saam met jou klein kindertjies hier sit, wat vir die eerste keer graad 1 is, wat al 'n pad ook al gestap het in hierdie lewe, dat jy as ouer, as oupa en ouma, as oom en tannie, die teenwoordigheid van die Here op 'n besonderse manier beleef. Dat julle sal weet dat die Here is hier teenwoordig, want dit is die belofte van die Here, dat hy self hier teenwoordig is. Hy is in ons midde, hy is in ons, hy is om ons.
En soos wat God vir Moses daar by die brandende braambos ontmoet het, moes Moses sy skoene uittrek en hy was op heilige grond. So is ons ook vandag op heilige grond, want ons is hier as gelowiges by mekaar in die heilige teenwoordigheid van God drie-enig, die een wat is, die een wat was en die een wat weer kom. Ons sing Hosanna, Hosanna aan die hoogste. Ons sing Hosanna, die koning het gekom, hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, sy lewe kom gee, hy is hier vir ons, die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my lewe. Die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my hart. Sing halleluja, want God is op die troon. Sing halleluja, die dood het verloor by die kruis van Jesus. Sing halleluja, die lig het gekom. Sing halleluja, daar's lewe deur hom uitgekom. Vir jou en my, die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my hart. God is hier teenwoordig. Die koning is hier. Dankie dat ons die voorreg het om hier in die heilige teenwoordigheid te kan wees en te kan sê, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van U teenwoordigheid. Dankie dat U ons ken, dat U ons roep, dat U ons liefhet om 'n verskil te maak in die wêreld daar buite. En dat U deur die kragvolle werking van die Heilige Gees vir ons die krag gee om ook elke dag vir U te kan leef. Dankie dat ons weet, ons is nie alleen nie. Die koning is hier. Amen. Gemeente, die Here groet julle vanmôre met die woorde genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons kan staan en die Here loof deur saam te sing, hoe groot is ons God. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Die weelde van die Heer
gekleed majesteit, die hele aarde juich, die hele aarde juich. Hy kleed homself met lig, duisternis moet vlug, begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin in die einde, begin in die einde. Die God uit drie en drie, Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Nou hoe elke naam, waar begins die naam, my hart sal sing. Hoe groot is ons God. Nou hoe elke naam, waar begins die naam, my hart sal sing. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sê hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sê hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Mag almal sien, mag almal beleef en mag almal weet hoe groot is ons God. Ek wil nou vra dat die graad 1 klas van 2026 asseblief hier na vore sal kom. Die graad 1 klas. Al die graad 1s wat hier is, sal julle asseblief hier na vore kom. Jo, maar julle lyk mooi in julle skoolklere uitgevat. Staan net so dat die gemeente julle daarom ook kan sien, laat almal vir julle kan sien. Julle lyk so mooi in julle skoolklere uitgevat. Sjoe. Nou moet julle eers staan nog so 'n bietjie, gaan staan al daar aan daai kant. Dalk is daar meer spasie aan daai kant. Staan nog so 'n bietjie soontoe, nog 'n bietjie soontoe. Dalk moet ek hier staan. Hoe was julle eerste week van skool? Was dit lekker, die groot skool? Uiteindelik. Julle het so lank gewag vir hierdie dag om by die groot skool te wees. O, hier kom nog maatjies, kom staan asseblief hier. Was dit daarom vir julle lekker? Het julle iets geleer by die skool al? Hier kom nog maatjies. Wonderlik. Kyk net hoe grand lyk julle. Baie mooi. Baie mooi. Julle lyk pragtig. Julle moet nog so 'n bietjie vorentoe kom. Nog so 'n bietjie vorentoe kom. Kan almal van julle hulle sien? Dit is nou altyd die uitdaging vir die mense wat daar agter die orgel sit om te kan sien. Maar het julle 'n lekker eerste week by die skool gehad? Beate, was dit lekker? Is dit? Robert, lekker.
Het julle dit geniet by die skool? En wat leer julle by die skool? Leer julle wiskunde? Leer julle Afrikaans? Janus, wat leer jy nog? Leer jy om soet te wees? Ek is bly. Dis belangrik om soet te wees. Nou ek wil vir Tannie Elna, waar is Tannie Elna? Hierso, hier voor by my. Tannie Elna het vir julle geskenkies wat sy graag vir julle wil gee. En julle sal sien dat daar is 'n bandjie ook by hierdie sjokolade vasgemaak. Dit is 'n What would Jesus do bandjie. Kan een van julle vir my sê wat beteken What would Jesus do? Wat sal Jesus doen? Wat beteken dit? Want julle kan hierdie bandjies net dra, nee meneer Uys, as hulle weet wat dit beteken. Dan mag hulle dit dra by die skool. Ek wil nou nie skoolreëls oortree nie, maar wat beteken dit? Wat sal Jesus doen? Ja, jy moet luister wat Jesus wil hê jy moet doen en jy moet leef soos wat Jesus wil hê jy moet leef. En sien julle wat staan op hierdie chocolate? Wat se chocolate is dit? 'n Chomp. 'n Chomp. Ons het maar op 'n budget gewerk, dis hoekom ons chomps gekoop het. Maar weet julle waarvoor staan chomps? Weet julle waarvoor staan die? Kan julle al lees? Kan jy al lees? Wat se lettertjie is daai? C. Okay, dit beteken Christus en die H help en die O ons met probleme, M&P. So, dit is wat die chomp eintlik beteken. Christus help ons met probleme. So as jy bang is, as jy voel jy voel nie lekker nie, dan vra jy vir Jesus om julle te help, want Christus help ons met ons probleme. Sal julle dit onthou? En as julle dit onthou vir, hoe lank gaan julle nou, ek hoop almal van julle gaan net 12 jaar in die skool wees, maar as julle dit onthou, dat Christus by julle is, en dat hy die een is wat julle help met julle probleme, dan gaan die lewe baie makliker wees. En dit beteken ook, ja, Liewe Jesus, gaan nie by jou die duiwel wees as jy by jou meen as jou mamma. ja, jy moet na jou mamma luister, nee, jy moet na jou mamma luister, want dit is wat Jesus wil hê, en julle moet vir julle juffrouens en menere luister, en julle moet mooi wees met julle maatjies by die skool. Ja, Luister vir jou mamma en ook vir jou papa. ja, dankie, dit is belangrik om na pappa ook te luister, nee, ek sê, ek kan dit dalk ook vir die ander, vir die, wat ek maar altyd vir my vrou sê, die lewe sal baie makliker wees as sy net vir my luister. So, nee, dit is belangrik, luister vir mamma en vir pappa. Wil julle nog iets sê? Okay, so julle mag hierdie bandjie net dra, as julle weet wat dit beteken. Ja, Die bandjie om jou nek aansit. hy gaan nie om jou nek pas nie, jy moet hom om jou arm vassit. Ja, jy gaan hom om jou arm vassit. En dan gaan jy onthou wat Jesus wil hê jy moet doen. En Jesus wil hê jy moet vriendelik wees met jou maatjies. Jesus wil hê jy moet luister vir pappa en mamma. En Jesus wil hê jy moet hom lief hê en jy moet doen wat hy wil hê hy moet doen. Okay, sal julle dit onthou? Het almal van julle 'n sweetie gekry? 'n Chomp gekry. En onthou wat die chomp sê, Christus help ons met ons probleme. Ek onthou dit toe ek nog op skool was, dit was nog daai tyd standaard 1 juffrou, het sy 'n chomp gevat en dit so vir ons verduidelik. So, ek gaan nou nie sê hoeveel jare terug was my standaard 1, of is dit dan nou graad 3 jaar nie, maar ek onthou dit tot vandag toe nog. So, julle moet dit onthou. Dan wil ek vir julle vra, ek wil eintlik vra, ek weet nie of ons genoeg plek hiervoor het nie. Ja. Wat wil jy nog sê? Ek moet vir jou, Liewe Jesus. ja, ons moet luister vir liewe Jesus. En hoe weet mens wat Jesus wil vir ons sê? Ons lees die Bybel. En liewe Jesus gaan die duiwel doodmaak. Ja, Liewe Jesus gaan almal protect. ja, hy gaan almal protect. Dis reg. Hy gaan ons protect.
OK. Ek wil vra, ek weet nie is daar dalk nog kinders wat net na vore wil kom nie. Nog so 'n paar van ons wat dalk nou nie graad 1 is nie, wat na vore wil kom vir ons kindermoment. Gian, jy kan kom. Is daar nog kindertjies wat dalk na vore wil kom? Ek het 'n baie moeilike vraag wat ek vir julle wil vra, maar julle moet so voor die graad eentjies kom staan. Ek het 'n baie moeilike vraag wat ek vir julle wil vra. Jy kan vir my nog ietsie sê terwyl ons wag. Wil jy nie hier oor die mikrofoon praat nie? Wat wil jy vir my sê? Oom, Ja. ons moet liewe Jesus aanloop en mooi hande hou vas. Ja. Dan loop. Jy's baie slim. Julle is baie slim. Ek sien julle word sommer vroeg al geleer hier by die skool. OK, is daar nog kinders? Hier is vir julle ook sweeties. Nie chomps nie, ons het ander sweeties wat ons vir julle gaan uitdeel. Maar ek wil vir julle, ek gaan nou weer by jou hoor. Ek wil net gou by julle hoor, is al die kindertjies hierso wat hier wil wees. Nog 'n maatjie. Kyk, hierso is Sissie. Sy wil nie nou nie. Dis okay. Ek wil vir julle vra, weet julle wat staan op die kerktoring? Weet julle? Hierso is maar so 'n groot toring hier buite. Julle sien hom van die skool af en toe julle nog in die kleuterskool was, het julle hom van die kleuterskool af gesien. Weet julle wat staan op die kerktoring? Nie. OK. Ek dink dan moet julle gou uithardloop. Hardloop hier vooruit en dan kom sê julle vir my wat staan daar op die kerktoring. Wat? Wat? Is jy al so pa? Nika? Wat is jy nou graad RR? Jy's graad 2, ekskuus. Jy het verlede jaar jou sweetie gekry. Was jy ook graad 2? OK. Ja. Gaan kyk gou vinnig. Ja. Ja. Julle moet hom altyd aantrek. Nou ek kan dalk net vir julle sê hier in ons gemeente is dit vir ons baie belangrik dat die kinders tuis voel in die gemeente, dat hulle ook voel dat hulle deel is van die gemeente, want Jesus het gesê laat die kinders na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. En dit is so belangrik dat die kinders weet dat hulle is tuis in die gemeente, dat hulle hoort in die gemeente en dat hulle hier hoort. Nee? 'n hoenderhaan. 'n hoenderhaan. Ons noem dit 'n hoender, maar die eerste ding is 'n haan. O, dis 'n haan. Dis 'n haan. Ja, dis 'n haan. OK. Nou wonder ek of weet die groot mense, hoekom is daar 'n haan op die kerktoring? Ons ken die liedjie wat ek regtig nie wil hê ons moet sing vandag nie. Die haan wat op die kerktoring of wat? Daar's 'n hoender wat 'n eier nie kan lê nie, daai liedjie. Ja, maar ons gaan hom nie sing nie. Maar weet julle hoekom is daar 'n haan wat op die kerktoring staan? Wie kan vir my sê? Of dalk moet ek net hoor, het julle al gewonder hoekom staan daar 'n haan op die kerktoring? Ek het gewonder, ek het dit nou die dag eers uitgevind, hoekom daar 'n haan op die kerktoring staan. Jy kan net daar staan. Kom ek verduidelik vir julle, hoekom staan daar 'n haan op die kerktoring. Onthou julle Petrus in die Bybel, toe Jesus gekruisig is, en toe vra die mense, maar was jy nie saam met Jesus gewees nie? Ken jy nie vir Jesus nie? En toe is Petrus bang, toe sê hy, ek ken glad nie vir Jesus nie, ek ken daardie man van geen kant af nie. En wat gebeur toe? Toe kraai die haan 3 keer, want dit is wat Jesus gesê het gaan gebeur. So hy het Jesus verloon, hy het gesê, hy ken Jesus nie. En ons moet in ons lewe nie dit doen nie. Ons moet altyd so lewe
en ons moet so optree dat die mense kan sien dat ons ken vir Jesus en ons lewe vir Jesus. So, hoekom staan daar 'n haan op die kerktoring? Dit is om ons te herinner dat ons nie die Here moet verloon nie en dat ons hier die gemeenskap van gelowiges saam met mekaar kan belewe, want dit is belangrik dat ons as gelowiges, julle het nou gehoor hoe lekker sing ons, lekker sing en die Here loof en die Here prys en te hoor wat die Here ook vir ons in sy woord wil sê. So dit is hoekom daar 'n haan op die kerktoring staan. Robert, sal jy weet, en daarso is ook 'n noord en 'n oos en 'n wes en dit wys vir ons die rigting aan. So ons moet weet watter rigting wil die Here hê moet ons loop. Okay, so sal julle dit onthou, as julle die haan op die kerktoring staan, dan moet julle onthou, julle mag nie sê julle ken nie vir Jesus nie, julle moet vir Jesus ken, en Jesus wil hê dat ons moet deel wees van die kerk. En ons het wonderlike kerke hier in ons dorp, ons het wonderlike 5 kerke, dit kan ek dalk nou vir die groot mense sê, wat ons is regtig geseënd hier in 'n Heights wat die evangelie van Jesus Christus verkondig. So dis belangrik dat ons kinders ook groot maak, dat hulle die Here ken en dat hulle weet dat ons die Here nie moet verloon nie, dat ons nie kan sê wanneer ek tussen my maatjies is of groot mense, wanneer ek tussen my vriende is, dat ek nie die Here ken nie. Ek moet so lewe dat die mense kan sien, ek ken die Here. Okay, julle is op aas, julle kan gaan sit by julle pappas en julle mammas, of julle kan na die kinderkerk toe gaan, Nee, wait, ekskuus, ons moet eers 'n liedjie sing, en dan gaan ek vir die ander wat nog nie sweeties gekry het nie, 'n liedjie sing. Ons gaan 'n stapseldaadjie sing, maar ek kan nie dans nie, so Tannie Lispie en Lisa gaan vir julle wys hoe om te dans. Okay, so kyk vir hulle, kyk daai kant toe, dan gaan ons stapseldaadjie sing. Ken julle dit? Ken julle stapseldaadjie? Is jou tuintjie los, shame. Okay. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Baie dankie julle, julle sing so mooi, en terwyl julle so staan, wil ek hê ons moet gou bid. Wil jy vir ons bid? Ja, wil jy? Okay, bid vir ons. Kom ons hoor. Luister mooi. Amen. Sy bid so mooi, laat liewe Jesus in ons hartjies woon. En dit is ons gebed ook vir elkeen van julle en vir julle wat nou graad 1 toe gaan, laat liewe Jesus in julle hartjies sal woon. Okay, laat julle nie stout sal wees nie, maar laat Jesus in julle hartjies sal woon. Okay, dan wil julle nog sing? Ek dink dan gaan ons die hele dag hier so sit in die kerk. Dan moan Pieter hulle weer dat ek te lank preek. So, maar die 10 gebooie doen ons volgende Sondag. Die 10 gebooie doen ons volgende Sondag, maar is 'n goeie vraag. Is 'n goeie vraag. Okay, die graad 1-kies kan uitbeweeg en die ander kindertjies kan na hulle uitbeweeg of by hulle pappas en mammas gaan sit of
by die kinderkerk kan julle gaan. OK. So julle kan so beweeg so. Volg jy die maatjies. Volg hulle. Daar is hy, vat vir julle sweet, nie so baie nie. Nie so baie nie. Kry vir julle sweeties. Vat. Kry vir jou ook. Daar is hy. Het julle genoeg? Het almal sweeties gekry? Daar is hy, baie dankie. Dankie julle. As mens kyk na die kinders se lewe en as mens hoor hoe die kinders praat, daar is so baie wat ons by kinders kan leer, iets van 'n opregtheid van hulle geloof, iets van wat ons dalk as groot mense al vergeet het, dat hulle met soveel passie en soveel deernis die Here regtig wil eer. En ek onthou toe ek toe Nia redelik jonk was, ek kan hom maar sy raak nou, sy is so baie ouderdom wat sy kwaad raak as ek haar naam gebruik, maar ek sien sy is daarom nou nie meer in die kerk nie, so ek kan haar naam gebruik. Maar ek onthou, ek het so begrafnis gehad, so tydjie terug, of 'n hele lang tyd eintlik al terug, toe Nia nog baie klein was. En die oom is oorlede, en hy het altyd, in my vorige gemeente, het hy die klok gelei, en Nia vra toe, waar is die oom wat die klok lei, waar is oom Hannes? En ek sien hier is Arlington mense wat dit dalk sal onthou. Ek sê toe vir haar, nee, oom Hannes is by Jesus, maar ek weet toe nou nie mooi hoe om dit vir haar te verduidelik nie. En haar eerste reaksie was, jy, oom Hannes is by Jesus. Sy is so bly dat hy by Jesus is. En dit is tog een van ons doelwitte om die ewige lewe te beerwe, maar nie net vir onsself nie, vir die mense rondom ons. En dit is deel van ons roeping as gelowiges om elke persoon wat met ons die pad kruis, vir hulle iets te wys en iets te vertel van wat Jesus is, wat Jesus se liefde is en wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, want dit is die evangelie wat bevry, en daar is geen ander hoop buite Jesus Christus nie, en ek kom agter dat kinders baie keer hierdie waarheid van die evangelie baie ernstiger opneem as wat ons dit doen. Soos wat ek vir julle genoem het, ons gaan vandag praat oor Moses se roepingsverhaal en toe Moses geroep is deur die Here daar by die brandende brandbos, was Moses se eerste reaksie, maar wie is ek nou? Wie is ek nou eintlik dat God my roep? Wie is ek dat ek nou die volk van God uit Egipte uit moet lei? Wie is ek? En dit is baie keer die vraag wat ons vir onsself ook vra in hierdie lewe, maar wie is ek? Wat 'n verskil kan ek maak in die wêreld daar buite? Wie gaan vir my luister? Hoe gaan ek met my lewe en my kring waarin ek beweeg, hoe gaan ek 'n verskil maak? Wie is ek? Dit is die vraag wat Moses gevra het. Maar die belangrike vraag en die vraag wat ons eerder moet vra is, wie is God? Wie is God? En ons kry in Eksodus 3 vers 14 tot 15 die antwoord, dat God sê, ek is wat ek is. Ek is die Here jou God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy het my na julle toe gestuur. Dit is my ewige naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. In die Hebreëus word die woord gebruik om Jahwe, wat sê die God van die verbond, die God wat altyd daar is, die God wat die ooreenkoms met Abraham gesluit het en wat die ooreenkoms met my en jou ook wil sluit.
dat hy vir ons 'n God wil wees en die God van ons nageslag, dat hy die God is wat met ons is. So die vraag is nie wie is ek nie, die vraag is wie is God en hoe kan God my gebruik, hoe wil God my gebruik hier waar hy my geplaas het, hoe wil God my gebruik? Ek dink die belangrike vraag, en as jy dit nie doen nie, wil ek jou aanmoedig om dit wel te doen, om aan die einde van die dag vir jouself die vraag af te vra, maar watter verskil het ek in iemand se lewe gemaak? Watter verskil het ek in my kind se lewe gemaak? Watter verskil het ek in my vrou of my man se lewe gemaak? Watter verskil het ek in my werksomgewing gemaak? Want dit is wat die Here wil hê. Nie wie is ek nie, wie is God? Want hy gee vir ons krag om die verskil te maak, om die verskil te wees wat die wêreld wil hê. Is jy daardie verskil in die wêreld? Is jy daardie verskil wat daar waar die Here jou geplaas het, 'n positiewe impak te maak met die mense met wie jy elke dag in aanraking kom? Want dit is waartoe God ons geroep het. Hy roep ons van geslag tot geslag om sy naam te verkondig, om van sy liefde te getuig en om van sy liefde uit te leef, om vanuit die woord uit te leef. En dit is sommer so, ek het nou nog eintlik voor die preek, ekskuus, laat dit so 'n bietjie lank vat, Pieter. Voor die preek wil ek eintlik vir julle sê, dit is die groot vraag. Watter verskil maak jy? Watter verskil maak jy? Ons skriflesing is Eksodus 3 vers 1 tot 15. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk.
Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God hom na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete en Feresiete, Hiwiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarom sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam, wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is my ewige naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. En ek het nou baie gebid oor hierdie erediens vandag. Ek het vroeër ook gesê, ek was nou net een Sondag wat ek nie gepreek het nie, maar dit voel eintlik vir my dat hierdie Sondag is my eerste preek, en dit is ook oordat ek vandag dalk so bietjie meer 'n konfronterende preek het. 'n Preek wat ons oproep om werklik die Here te dien, om werklik ons roeping uit te leef, want ons het die wonderlike voorreg gehad om al hierdie graad 1's, al hierdie kinders vandag hier voor te sien. Maar hoe ernstig is ons roeping in hierdie lewe om ons kinders groot te maak in die weë van God? So ek wil vandag vir jou vra, ek wil die belangrike vraag vir jou vra, hoe sterk is jou roepingsbewustheid? Glo jy dat God jou geroep het? Glo jy God het jou geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld? Glo jy dat God jou gekies het, dat God jou hier geplaas het? Glo jy dat God vir jou hierdie pragtige kinders gegee het om 'n verskil te maak in hulle lewe? Is dit nog vir julle in julle huis belangrik om Bybel te lees? Is dit belangrik om die Here eerste te stel in julle lewe? Is dit die prioriteit van julle lewe, of gaan dit meer oor die eie ek? Gaan dit oor die eie koninkryk wat ek vir myself opbou en die eie doelwitte wat ek vir myself stel, dat die Here nêrens te vinde is in daardie doelwitte nie? Dat die Here nêrens te vinde is in my lewe nie. As mense na jou lewe kyk, kan mense sien dat God staan sentraal in jou lewe. In Psalm 127 sê die psalmdigter dit so mooi, as God die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As God nie deel is van jou lewe nie, swoeg jy te vergeefs in hierdie lewe. Ons het die wonderlike voorreg om kinders van die lewende God te wees, maar ek dink die groot probleem in ons samelewing is dat ons hierdie roepingsbewustheid verloor het. Dat dit vir ons meer gaan oor onsself, en daarom sit ons met soveel gebroke huwelike, daarom sit ons met soveel gebroke huisgesinne, daarom sit ons met kinders wat seer het,
Kinders wat pyn beleef, en glo my, in my tyd in die bediening het ek met baie kinders te doen gehad. En die kinders het seer. Die kinders beleef pyn, die kinders beleef hartseer, en dit is omdat God nie sentraal staan in hulle lewe nie. Dit is omdat God nie sentraal staan in hulle ouers se lewe nie, of in hulle oupa en ouma se lewe nie, of in hulle ooms en tannies se lewe nie. En dan is dit wanneer al hierdie dinge uitmekaar uitspat, want dit gaan vir ons oor onsself. Dit gaan vir ons nie meer oor God nie. God is nie meer die middelpunt nie. En ek wil vandag vir jou vra, hoe belangrik is dit nog vir jou om betrokke te wees by jou gemeente? Hoe belangrik is dit nog vir jou om deel te wees van 'n Bybelstudiegroep? Hoe belangrik is dit nog vir jou om saam te kom in die huis van die Here, saam met die gemeenskap van gelowiges, om die Here te aanbid en die Here te loof en die Here te prys vir sy goedheid en vir sy genade, ten spyte van dit wat in die wêreld gebeur? Hoe belangrik is dit vir jou om in jou eie persoonlike lewe die Here te dien? Want as jy die Here dien, as jy vir die Here leef, dan raak dit sigbaar in jou kinders se lewe. Dan raak dit sigbaar in die mense se lewe rondom jou. Die manier waarop julle met mekaar praat, speel 'n deurslaggewende rol in die manier hoe julle kinders groei in hulle geloof. Ons was nou so rukkie weg met vakansie gewees, en dalk moet ek dit nie sê nie, ek het gehoop Jolande is dalk nog uit as ek dit gaan sê, maar ons het so 'n paar keer wat dit nou vir Nia geklink het asof ons beklei. Dan sê sy, maar ons beklei nie, ek moet dit dalk net sê, maar dan sê Nia vir ons, hou op om te beklei, ek hou nie daarvan as julle beklei nie. Maar dit is net omdat sy nie vir my luister nie. Maar die punt is dit, die manier waarop ons met mekaar praat, die manier waarop ons leef, die manier waarop ons dinge doen, is deurslaggewend vir ons kinders. Dit is deurslaggewend vir ons samelewing, dit is deurslaggewend vir ons gemeenskap. Ons het vandag die wonderlike voorreg ook om 3 kerkraadslede te bevestig. 3 kerkraadslede wat gesê het, ek glo die Here het my geroep om hier in die gemeente te dien. En soos wat ek vroeër gesê het, ons het wonderlike gemeentes in ons dorp. Ons kan die Here loof en dank en prys daarvoor, want ek weet dat daar nie een gemeente is in hierdie dorp wat nie Christus Jesus verkondig nie. Maar hoe betrokke is jy by jou gemeente? Hoe betrokke is jy in die uitbou en die uitbrei van die koninkryk van die lewende God? Want dit is tog ons doel. As ons kinders wil grootmaak, is dit ons doel, dit is ons roeping, dit is wat die Here van ons verwag. Maar baie keer is ons vasgevang in ons eie lewe, in ons eie wêreld en ons eie koninkryk. In my voorbereiding vir hierdie preek het ek die storie gelees van 'n man met die naam Peer daar uit Noorwe uit. Nou Peer was van kleintyd af maar 'n vat en los ouetjie. Hy het 'n klomp dinge gedoen en hy het, soos wat hy groter geword het, wou hy al sy opsies altyd oop hou, en hy het onder andere, het hy later in sy grootmenslewe, het hy afgodsbeeldjies na China toe gestuur, en hy het slawe na Amerika gestuur, en net sodat die mense nie dink dat hy 'n heiden is nie, het hy Bybels na Japan toe ook gestuur. En so het hy baie geld bymekaar gemaak, en op 'n dag daar in Noorwe stap hy in die veld, en hy sien daar groei 'n wilde ei, en hy vat hierdie wilde ei, en hy begin hierdie ei te skil, en soos wat hy die ei skil, toe sien hy maar dit is eintlik hoe sy lewe is. Sy lewe is vol laagies, sy lewe is vol verskeidenheid, maar hoe meer hy die ei skil, toe sien hy dat hierdie ei nie 'n binnekant het nie, dat hy nie 'n kern het nie, en toe tref dit vir hom, dat sy lewe is so. Sy lewe is as ware kernloos. Hy het die doel gemis, hy het die punt gemis van hierdie lewe. En geliefdes, die punt van hierdie lewe,
Die roeping wat die Here op elkeen van ons se harte gelê het, is om die Here te dien en om die Here te eer en om vir die Here te leef. Dan sal daar nie soveel hartseer meer in huise wees nie. Dan sal daar nie meer soveel gebrokenheid in huise wees nie. Dan sal daar opgewondenheid en dankbaarheid wees in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef, want ons weet aan wie ons behoort. Ons fondasie is vas. Maar nou probeer ons op baie maniere en baie planne maak om ons eie lewe sukses te maak en ons eie lewe reg te kry, maar ons kan dit nie sonder God doen nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan dit nie sonder God doen nie. Jy kan dit nie sonder God doen nie. As God nie die middelpunt van jou lewe is nie, dan gaan alles stukkie vir stukkie verbrokkel in jou lewe. En wanneer die lewe gebeur, wanneer die harde dinge in die lewe jou tref, waaraan hou jy vas? Waaraan hou jy vas? Jy kan net aan die lewende God vashou. En dit is wat God ons uitdaag en dit is wat God ons roep om te doen, om aan hom vas te hou. In Eksodus 3 en 4 het ons die wonderlike roepingsverhaal gelees van Moses, dat God vir Moses roep en hy roep hom om die mense te gaan bevry. Ons lees daar in Eksodus 2 vers 2 en 3, toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos nie uit nie? As 'n mens mooi lees, dan sien mens dieper. Vers 2, terwyl Moses kyk, sien hy. Vers 3, ek wil nog 'n bietjie nader gaan. Daar is 'n oplettendheid en 'n skierigheid om dieper te gaan kyk, terwyl ander dalk onnadenkend daar sou wegbeweeg, wil Moses gaan dieper kyk, wat is dit wat hier aan die gang is, en dan roep God om. Dan roep God vir Moses. En God roep ons ook. God gee vir ons verskillende tekens, verskillende syne, verskillende brandende braambosse in ons lewe, wat hy vir ons wys, maar ek roep jou nog steeds, maar baie keer beweeg ons net verby van daardie tekens af. Baie keer dan sê ons, maar die Here praat nie met ons nie, die Here is nêrens te vinde in ons lewe nie, in die realiteit waarin ons onsself in staar, waar is God? Want dit is die groot vraag wat ons vra, waar is God? Maar die punt is, ons kyk God mis, want ons maak nie 'n erns met die lewende woord, die onfeilbare woord van God nie. Ons maak nie erns daarmee dat ons, soos wat Joshua gesê het, wat my aanbetref, ek en my huis, ons sal die Here dien nie. Ons maak nie erns met ons geloof nie. En geliefdes, dit is die harde woorde wat ek vandag dalk vir julle wil sê, en my gebed is regtig dat jy dit hoor vandag, dat jy erns maak met jou verhouding met die Here, dat jy erns maak in jou geloofslewe. Want dit is verstommend om te sien hoe blind ons baie keer kan wees vir God se roepstem in ons lewe. Dit is soos die verhaal wat vertel word van die man wat iewerster in die woestyn verdwaal het. En hy was later heeltemal radeloos en hy het toe begin bid, Here, help my asseblief, laat ek uit hierdie woestyn uitkom. En hy het aanhou bid en aanhou bid en aanhou bid. En later het daar 'n kameel verbygekom en 'n persoon op die kameel het hom opgelaai op die kameel en hom teruggevat na sy huis toe. En hierdie man vertel toe die storie vir een van sy vriende en die vriend vra toe vir hom, het die Here jou toe gehelp? Het die Here toe vir jou uitkoms gegee? En die ou antwoord, nee, as daar nie 'n kameel verbygekom het nie, dan sou ek nou vandag nie hier gewees het om die storie te vertel nie. Dit is verstommend hoe blind ons kan wees vir die werk van die Here in ons lewe. Kyk ons na Moses, dan sien ons 3 keer, 4 keer deins hy terug. Soek hy geleentheid om uit te kom, soek hy geleentheid om nie sy roeping na te kom nie, dan vra hy die groot vraag, maar wie is u? Hoe kan ek na die Israeliete toe gaan? Hoe kan ek na die volk van die Here toe gaan, sonder om te weet
wie U is. En dan antwoord God hom in Eksodus 3 vers 14 tot 15. Moses het vir God gesê, wanneer ek by die Israeliete aankom en vir hulle sê, die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle dadelik vir my vra, en wie is hy nou? Wat moet ek dan vir hulle sê? Dan sê God, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete so sê, ek wat is, dis hy wat my na julle toe gestuur het. God het ook nog verder vir Moses gesê, dit is wat jy vir die Israeliete moet sê, die Here, die God van julle voorgeslagte, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is wie ek nog altyd was, en dit is hoe ek al die geslagte wat nog moet kom, aan my sal dink. Eksodus 3 vers 14, ek is wat ek is. Die Almagtige was nog altyd daar, en hy sal nog altyd daar wees. Hy sal altyd by jou wees om die pad saam met jou te stap. Hy sal daar wees om deur die Heilige Gees vir jou die leiding te gee hoe om te leef, hoe om jou roeping uit te leef, want dit is wat Jesus se laaste woorde aan sy disippels was voordat hy opgevaar het na die hemel toe. Dan sê hy, onthou ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Julle hoef nie bang te wees om in hierdie wêreld in te gaan nie. Ek is by julle. So jy hoef nie bang te wees om vir die Here te leef nie. Jy moet die verskil wees in die wêreld. Jy moet die een wees wat die verskil maak in 'n rydsgemeenskap. Jy moet die een wees wat die verskil maak in die skool. Jy moet die een wees wat die verskil maak op die plaas. Jy moet die een wees wat die verskil maak by die werk. Jy moet die een wees wat die verskil maak in jou huis, want dit is wat God jou toe roep. Dit is wat God vir jou vra. Dit is wat God van jou verwag. Een van Moses se besware, en ek dink dit is baie keer ook ons besware is, maar Here, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nie reg vir hierdie taak wat U vir my gee om te doen nie. Ek kan dit nie doen nie, en is dit nie maar hoe ons baie keer ook in ons lewe sê, maar Here, ek kan nie. Ek sien nie kans vir dit nie. Ek sien nie kans om vir die Here te leef nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. Ek sal eerder by die braaivleisvuur gaan staan en ek sal my daar drink dat ek later nie meer kan loop nie. Dit sal ek eerder doen. Dit is maklik om dit te doen. Maar ek sien nie kans om vir die Here te leef nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. Geliefdes, ons moet ons perspektief verander. Want die Here roep jou. En die Here vra nie of jy bekwaam is nie, die Here maak jou bekwaam. Die Here maak jou deur sy woord en deur sy gees bekwaam. Daar was 'n dominee met die naam Dirk Kwelpa. Hy was 'n blinde predikant en hy het as blinde student sy studies suksesvol voltooi. En later het hy kanker gekry in sy stembande en deur middel van 'n traggie kon hy praat. Maar hy kon nie lekker praat nie, want hoe moet jy nou 'n predikant wees en jy's blind en jy kan nie praat nie. Toe sê hy, God roep mense wat gewillig is, nie bekwaam nie. En ek wil vandag vir jou sê, God roep jou. Is jy gewillig? Is jy gewillig om die verskil te wees in jou huis? Is jy gewillig om vir die Here te leef by die werk, waar jy jouself ook al bevind, in die kring waar jy beweeg? Is jy gewillig om met jou hele lewe en met jou hele hart vir die Here te lewe? Is jy gewillig? Dit is nie net vandag die kerkraadslede wat bevestig word, se verantwoordelikheid om ja te sê nie. Dit is elkeen van ons wat onsself 'n kind van die lewende God noem, se verantwoordelikheid om ja te sê. Want as ek ja sê vir die roeping wat die Here op my hart geplaas het, dan is ek 'n beter pappa, 'n beter mamma, 'n beter ouma, 'n beter oupa, 'n beter oom, 'n beter tannie. Dan is ek 'n beter mens. Want dan lewe ek vir die Here. Dan het ek die fokus weg van myself afgeskuif en my fokus op die Here geplaas. En wie dra die vrugte daarvan? Jou kinders, jou geliefdes, die mense waarmee jy jouself elke dag omring,
dra die vrugte daarvan, dat jy vir die Here leef. Op die kruis op Golgotha het God alles vir jou gegee. En ek wil net afsluit met hierdie vraag. Is jy bereid om jou lewe, jou denke vir God te gee? God sê, ek is wat ek is. Ek is die een wat by jou is, nou en vir altyd. Is jy bereid om elke dag en in elke situasie vir God te leef? Amen. Ek wil nou vra dat die volgende persone na vore sal kom. Poen Zaaiman, Fani Brits en Reinhard van Brakel. Julle kan sommer so na my kyk. Ek is so dankbaar dat die Here ook vir julle geroep het vir hierdie groot taak wat julle ook het om sy werk ook hier in hierdie gemeente te doen. Ek wil vir julle net kortliks die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede voorhou. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy het vir sy disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Dit is deel van ons roeping. Die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat amptsdraers bekend moet wees as iemand wat met 'n lewende geloof leef, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptsdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur die aankondigings bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging van die kerkraadsleding. Poen, jy is as ouderling gekies en jy dra in 'n besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. Jy moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet jy jou herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet jy die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Jy moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelik is, moet jy in liefde vermaan. Gee ook ag op mekaar en op die leer van die lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Fani en Reinhard, julle is as diakens verkies. Julle as diakens is geroep om Christus se diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diaken se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gegee het, waar hulp verleen moet word, moet die evangelie ook gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowiges, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is mede-verantwoordelik om die gawes wat God vir julle gegee het, met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee.
Ek wil nou vir julle die volgende vraag vra. Ek gaan dit stel en dan gaan ek dit so vir julle vra, wat is elkeen van julle se antwoord. Die eerste vraag is, verbind julle tot die volgende waardes. Dat ek liefdevolle verhoudinge sal aanmoedig, dat ek die persoonlike geloofsgroei sal nastreef, dat ek die versorging van ander op die hart sal dra, en dat ek my gawes tot opbou van die gemeente sal ontwikkel. Alles tot eer van God. Boen, wat is jou antwoord? Fani, wat is jou antwoord? Reinhard, wat is jou antwoord? Hiermee is bevestig dan ook dat julle as Boen ouderling en Fani en Reinhard as die jakens van ons gemeente verkies word. Ek wil nou vra dat Dion en Aje saam met my na vore sal kom, net om vir julle geluk te wens. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, amen, Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ek roep die naam, ek wil graag sing, ek wil u Hildebrand, want daar is troon en liefde by u. Ek wil voor u almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming. My diepste nood bring ek voor u, ek bid tot u, ek vra u Heer, sien my toch raak, genees my grootste seer. Ek wil voor u almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.